So Lorika, vandag se vraag is: waarom loop sommige mense 'n kamer binne en almal merk dit op? Almal sien daai persoon raak. Daar is net sekere mense wat hierdie aura het wat net waar hulle loop word hulle raak gesien. Wie is Op 'n daai? draai. Hoe is daai mense? Daai mense het so 'n absolute selfvertroue. En ons eintlik twee kante aan die storie en ek sal dit nou uitlig. Maar wat wonderlik is van ons breine is jy dink jou brein is net besig met waarmee jy besig is in daai oomblik, maar jou brein is akuut konstant in die onderbewuste besig om jy weet te kyk vir nie-verbale seine in jou omgewing. So wanneer iemand 'n vertrek binnekom, dan registreer jy in nanosekondes goeie soos hulle oogkontak en hulle liggaamshouding en goeie soos hulle gesigsuitdrukking. Jy weet hulle stemtoon, hoe hulle praat, hoe helder hulle praat, hoe hard hulle praat, hoe duidelik hulle praat. En natuurlik hulle selfvertroue. Jy weet so, dit is interessant. Jy weet in Engels is die woord jou mirror neurons, maar in Afrikaans is dit jou spieelneurone, begin onmiddellik die persoon lees. En jy weet uitvind maar wat omtrent hulle kan ek mee vereenselwig, wat van hulle is vir my jy weet interessant, hoe kan ek meer soos hierdie persoon wees? En dan jy weet dan begin jy bietjie wonder oor jy weet dis nie noodwendig die rykste en die mooiste mense wat in die kamer instap nie, dis net hoe daai persoon hom of haarself dra. Ja, dit is baie interessant. Is dit ook dat mense oplet want jy het nou baie mooi positiewe goed oor wat mens dalk wil hê of so, maar dat daar ook kan wees van wie vir jou 'n gevaar kan wees, van wie jy nie sal hou nie of van wie jy definitief moet wegbly by hierdie partytjie. Absoluut, jy weet ook wie vir jou 'n bedreiging sal wees. Veral in 'n sosiale konteks. Jy kan dit net dink, jy weet as jy nou al klaar dalk selfbewus is oor hoe jy met mense connect en hierdie persoon stap in, dan weet jy, joh, hier's amper kompetisie. Of was heeltemal kompetisie in die proses, jy weet. Ja, so dit is ook, jy weet, jy kyk wie se liggaamstaal is ook ontspanne en ook baie interessant, wie se energie is kongruent. So is hulle energie hoe hulle optree ook. En jou brein is so ultra sensitief vir daai goeters. Die teenoorgestelde is ook waar, nê? Mense, jy kan ook identifiseer met iemand anders se angs. So jy sal dan onmiddellik kyk en dan besef jy, wag 'n bietjie, joh, ek voel vreeslik soos hierdie individu of jy weet en dan weet jy wat dit behels. Want jy weet hoe hulle voel. Maar hoe moet mense nou dit interpreteer binne jouself of hoe kan mens dan so wees? Dit voel vir my ek is nou nie seker wat se vraag ek nou wil eers vra nie. Is dit hoe wil ek so wees? Ek wil mos ook in 'n kamer kan inloop en almal let jou op of maar terselfdertyd wil ek weet hoe kan jy weet hoe moet mense dit interpreteer? Moet jy in daai oomblik baie bewus wees van hoe jy voel oor hierdie persoon? So jy moet nou vir my watter een jy ook al eers wil beantwoord. Kyk, al hierdie gebeur in die onderbewussyn. Eintlik al wat jy besef is ek hou van hierdie persoon of ek hou nie van hierdie persoon nie. Maar diep in die onderbewussyn, as jy daar is, sal jou liggaam weet en jou brein sal weet en jou onderbewussyn sal weet, "Jo, ek vind hierdie persoon 'n bedreiging." Of wag 'n bietjie, my energie is soos hierdie persoon se energie. Of dit nou 'n angstige energie of 'n energie van selfvertroue of 'n energie van teenwoordigheid. Dis eintlik die woord wat ek wil gebruik. Jy kan dadelik sien wanneer iemand hier teenwoordig is in die oomblik. En dit is 'n verskriklike aantreklike vaardigheid of karaktereienskap wat mense het. So as jy dit in jouself sien en jy sien dit in iemand anders, dit kan ook dalk wees dat jy veilig voel by daai persoon. 'n Mens kry sulke mense wat as hulle in 'n kamer instap, weet jy, hulle is net in hierdie kamer. Hulle gedagtes is nêrens anders nie en jy dadelik weet jy, maar joh, as jy met hierdie persoon praat, gaan jy voel soos die enigste persoon in die wêreld met wie hulle nou praat. En dit is aantreklik. Dis lekker om met jou tyd met so iemand te spandeer. Ja. Maar daar is nog hoop dat ons almal kan op 'n manier so wees. Want kyk, dit gaan natuurlik van grade wees. Daar's sekere mense wat lewenslank al so is, so vir hulle is dit regtig nie 'n probleem nie. Jy kry ekstroverte, jy kry mense wat regtig nie bang is vir groepe nie, en dan kry jy mense wat regtig skaam is, regtig bang is vir groepe. Maar op die kontinuum is daar hoop dat ons kan almal werk aan die aspek van selfvertroue. Selfbeeld weet ons nou is mos nou iets anders, maar aan ons selfvertroue om in 'n kamer te kan instap of dit nou by die werk is of by 'n partytjie of net by die biblioteek, om daai selfvertroue te kan in jouself kweek, oefen. Dit kan tog gebeur, is dit nie?
Absoluut. Onthou, dis 'n absolute vaardigheid. Daai persoon wat so met selfvertroue in kontak met ware self teenwoordig instap. Hulle het dit geleer deur om te kyk na ander volwassenes terwyl hulle kinders was wat so was, of wat letterlik 'n coach gaan sien het om hulle fisies te leer. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer het ek al hier in my einste praktyk vir mense laat op en af loop, skouers terug, ken op, bors uit. Kom ons praat helder en duidelik en hulle oefen dit fisies in jou praktyk. En dit is wonderlik, dan gaan hulle sê maar vir 'n week of 2 uit en hulle kom terug en sê hulle ek het dit net geoefen in 'n vergadering en ek het soveel beter terugvoer gekry van die mense om my. Ek het soveel slimmer gevoel skielik in hierdie vergadering of in daai sosiale konteks. Jy weet baie keer gaan sosiale koneksie oor die opleiding wat jy ontvang. En veral as jy 'n baie awkward persoon is in jouself, as jy so voel. Jy weet, en ons gaan nou nie vandag vreeslik oor neurodiversiteit praat nie, maar as jy al klaar eintlik sosiaal swaar kry, dan moet jy jouself afvra, is dit in my beste belange om dit dan wel te leer om in die samelewing te kan werk en doen en leef? Of gaan ek net myself in die huis toesluit en nooit met ander mense te doen nie? En dis ook okay. As jy bereid is om verantwoordelikheid te vat vir dit en dis jou ding, dan doen jy dit. Maar as jy graag wil deelneem, dan is daar 'n bietjie opleiding aan betrokke. Ek meen as jy dink aan hierdie sportsterre nê, as jy dink aan sportsielkunde, dit is wat sportsielkundiges vir sportsterre leer. Want baie van hoe jy optree op die veld is wat in jou kop aangaan. Hoe loop jy op die veld? Hoekom is die Nieu-Seelandse rugby span se haka so suksesvol? Want hulle leer die dans, hulle leer die optrede en dit is nogal intimiderend. Ek moet sê as jy dit sien op daai TV, jy is bietjie geïntimideerd. Gelukkig het die bokke ook 'n sportsielkundige wat hulle leer om nie geïntimideerd te wees daardeur nie, nê. So dis 'n lekker ding om aan te dink. So met ander woorde, onthou die mense op daai veld is mense, soos enige van ons. En jy kan dit leer, jy kan dit aanleer. Sou jy voorstel mens moet dan nou 'n sielkundige gaan sien of is daar enige advies wat jy dalk nou soos 'n wenk wat mens kan gee wat mens kan self mee begin om net so 'n bietjie te begin oefen om ek wil amper nou sê fake it till you make it, want kom ons wees nou maar eerlik, aan die einde van die dag gaan dit eintlik jou goue ding wees, is fake it, want dis wat amper almal doen, is fake it till you make it. Absoluut. Absoluut. Ek sê nou die dag vir iemand, hulle moet 'n moeilike besluit neem en ek sê het jy in jou lewe al ooit so 'n besluit geneem en hulle sê nee. Toe sê ek so met ander woorde, hierdie gaan vir jou moeilik wees want dit is die eerste keer wat jy hierdie tipe besluit neem. Volgende keer wat jy die besluit neem, gaan dit soveel makliker wees. En ons moet regtig dit onthou in die samelewing. As dit jou eerste rodeo is, dan gaan dit vir jou taaf wees. Dit gaan ietsie wees wat vir jou eerste keer moeilik is, maar hoe meer jy dit toepas, hoe makliker en lekkerder word dit. So die eerste ding, omdat ek 'n sielkundige is, moet ek hierdie vir jou sê, jy moet leer om jou ware self lief te hê. Want hierdie kom alles van binne af. So hoe dieper jy jouself leer ken, hoe meer jy jouself aanvaar en hoe mooier jy met jouself praat, hoe meer gaan dit strol. Dan die ander ding wat jy moet onthou, en hierdie is die fake it till you make it, maar jy moet begin glo dat jy behoort in elke kamer waarin jy stap. En dis audacious wat ek nou sê, nê, hoe durf ek dit sê? Maar jy leer dit aan. Ek behoort waar ook al ek instap, want ek behoort binne in myself. So as ek in my eie liggaam daar is, dan behoort ek mos daar waar ook al ek is. En dan eers, derde punt, kom die liggaamstaalgoeders aan. As jy vind, jy skouers is gewoonlik af, en jou kennis af, en jy praat vreeslik sag, dan gaan, en jy kan video's op aanlyn kyk, of jy kan 'n sielkundige gaan sien, of daar's confidence coaches en ek weet nie wat se goeters, cool goeters alles nie, maar leer net oor liggaamstaal. Liggaamstaal is 'n ding wat dis jou seker jou grootste bate wanneer dit kom by hierdie. Leer om regop te loop, leer om jou stem goed te artikuleer, leer bietjie woorde aan, conversation starters, nê? Begin baie vra. Ek vind hierdie tipe mense wat so instap, praat baie selde oor hulle self. Hulle stap in en sê, jy weet, hoe gaan dit? Jy, dit is so lekker om jou te sien. Vertel my meer van jouself. En hulle vra al hoe meer vrae en outomaties hou mense meer van hulle. Ja. Ek het ook al gevind
visualisering, om dit vir jouself in te dink, hoe gaan dit wees? Wat is die goed wat ek nie Mm. van hou nie? Wat gaan my bang maak? Gaan ek voel almal kyk vir my, as maar vir my kyk, wat gaan dit beteken? En ook te besef dat mens is ook nie die hoofkarakter in almal se storie nie, so dit is nie noodwendig aan Mm. almal bewus wees van jou nie. Absoluut. Ja, en om net te besef dat dit is baie selde hoe perfek jy is, dis net hoe autentiek jy opdaag binne in jouself.